Baie welkom hier vanoggend. Ek dink hier sal baie mense wat reeds op verlof is en nog baie wat nog moet op verlof gaan. En as u kinders of familie of vriende dalk op die pad is, hoop ons en bid ons regtig vir 'n veilige reis en almal regtig sal terugkom en net uitgerus en lus vir die nuwe jaar sal terugkom. Ek het net gou 2 afkondigings. Die eerste ene is die 16de Desember, wat dan nou die gelofte dag is, gaan daar 'n gemeenskaplike diens by Klipkerk wees. Ek dink die diens begin om 9 uur, maar ons sal boodskappe uitstuur vir die gemeente, sou iemand dalk wou gegaan het. Die tweede afkondiging is net, vanaand sou daar ons heel laaste diens gewees het, aanddiens. Maar ons het nou net agtergekom, dit help nie, ons probeer dit nou nie. Die meeste mense is in elk geval klaar met vakansie en so aan. So ons gaan dan vroeg volgende jaar, gaan ons dan nou afskop daarmee, meer op 'n gereelde basis. So hou volgende jaar alles dop, so net vanaand gaan dan nou daar nie 'n aanddiens wees nie. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons net eers saam. Liewe Vader, Here, ons is voor U, ons bid en ons kom vra vir U, kom en vul ons harte. Kom en laat ons besef hoe kosbaar ons werklik binne in U skepping is. Dat ons nie maar net bloot hier is, vir sommer net nie, maar dat daar 'n rede is. Dat daar 'n rede is aan elke een van ons se bestaan, elke een van ons se lewe. Here, dat U so groot en so almagtig is. Here, ons wil vir U kom loof en kom prys en ons wil vir U kom sê dankie. Here, dankie vir 'n week wat verby is, maar ook die vooruitsien vir 'n week wat kom. 'n Kerstyd. 'n vreugdevolle tyd. 'n tyd waar ons kan as familie kan saam sit, saam lag, saam eet, en Here, saam droom oor 'n jaar wat voorlê. Here, ek wil vir U vra, kom en wees U die lig binne in hierdie donker wêreld waarin ons tans lewe in 'n moeilike jaar. Ons wil vir U kom loof en ons wil vir U kom prys. Amen. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van God, wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie se hoop gefestig is op die Here sy God. Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou. Hy laat reg geskied aan verdruktes en gee brood aan die wat honger ly. Die Here bevry die gevangenes. Die Here laat blinde sien, hy ondersteun die wat verdruk is. Die Here het die geregtiges lief. Hy beskerm vreemdelinge en help weeskinders en weduwees. Maar hy versper die pad vir die goddeloses. Die Here regeer vir altyd. Sion, jou God regeer van geslag tot geslag. Prys die Here. Hierdie selfde Here van wie hier gepraat word, kom vanoggend na een en elke een van ons toe en hy sê, ek kom groet julle in die naam van die Vader. Ek kom seën julle in die naam van die Jesus Christus, my eniggebore seun. En ek lei julle deur middel van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ek nou hierdie 4de kers aansteek, wat die kers van vreugde is, wil ek regtig hê, ons moet elke een net vir 'n oomblik dink aan vreugde. Wat beteken dit vir my? Wat beteken dit vir my om vanoggend vreugde te hê, vreugde te ervaar? Wat gaan vanoggend maak dat ek vanoggend op 'n ander manier kan kyk na die Engelse woord, is vir my so mooi, na joy. Wat beteken dit vir my?
Wat gaan vanoggend vir my gelukkig maak? As 'n mens kyk weer na die skaapwagters en in die toneel wat voor hulle afspeel van hierdie engelekoor wat na hulle toe kom en vir hulle kom sê van Jesus Christus of die koning wat gebore is en hulle moet hom gaan soek in die stad Bethlehem, staan daar, want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. Wat gaan maak dat ons vanoggend, soos hierdie kindjie in die skoot, opspring van vreugde? Ons gaan vanoggend uit Filippense 4 vers 4 lees. Maar voordat ons lees en voordat ons aangaan, kom ons sit net eers en dan buig ons net eers weer ons hoofde. Liewe Vader, Here, ons gee aan U oor. Ons nooi U in, ons harte in ons gedagtes in ons verstand in ons diepste wese nooi ons U in. Kom en breek U woorde vir ons oop. Kom en sê vir ons wat dit is wat U vanoggend vir ons wil sê. Wat dit is wat ons vanoggend met huis toe vat. In hierdie Kerstyd invat. Here, kom en wees by elke liewe een van ons. Kom en lei ons, kom en maak ons sterk. Sodat ons U sal hoor en volgens U wil sal lewe. Ja, Here, ons weet hierdie week was dalk vol uitdagings. Vol oomblikke wat ons nie gedoen het wat U wou gehad het ons moes doen. Opgetree het soos wat U wou gehad het ons moet optree nie. Maar Here, ons wil U kom loof en kom prys, dat ten spyte van ons tekortkominge, is U groter en wyer, en U liefde dieper, as wat die menslike verstand is. Here, ek wil vir U vra, kom en wees nou hier saam met ons, dat ons U woorde werklik sal opeet, en dat ons harte kan gaan aanraak, Vader, sodat ons dit van die binnekant af sal kan verander, na die buitekant. Here, ek wil ook vir U vra, maak my stem bloot 'n instrument binne in U hande vanoggend. Dat ons nog steeds op U gefokus sal wees en dit ons einddoel sal wees is om U te hoor en nie na my te luister nie. Here, ek vra dit in U groot en almagtige naam alleen. Amen. Jaco, ek wil hê jy moet vir my dankie. Daar's 'n paar prentjies, ek sal vir jou so guide. So Filippense is deur Paulus geskryf. Paulus wat in 'n tronk sit. En ek dink baie keer is die prentjie wat ons skryf van Paulus in 'n tronk 'n mooi prentjie. Hy sit en iemand sit by hom en hulle skryf alles neer. Vandag as ons vandag aan die tronk dink, dis nog steeds nie 'n lekker plek nie, maar dis ook nie die slegste plek nie. En ek dink baie keer is dit die prentjie wat ons gebruik om aan Paulus te koppel. Veral as ons prentjies soos die sien, is so maklik soos Google dit net Paulus in die tronk. En dis een van die eerste prentjies wat opkom, hierdie lekker prentjie. Hy het ten minste iemand om mee te gesels en hy kan alles neerskryf. Al sit hy in die tronk. Ek kan vir my na die volgende ene toe gaan. Dis min of meer hoe Paulus se tronk gelyk het. Sien, die prentjie begin nou al so bietjie meer ingekleer word. Dit lyk nie soos 'n plek waar ek graag nou wil sit nie. Daar's nie vensters nie. Dis baie donker, dis nie 'n lekker plek nie. En sien julle, bo is 'n gat en onder is 'n gat. En Jaco, ek wil vir jou vra, gaan dan vir my na die volgende prentjie toe. So daai onderste gat is min of meer waar Paulus se tronk was. Onthou, in daai tyd het hy teen alle reëls gegaan. Hy het die woord van God verkondig. Hy was een van jou topkriminele gewees. En daarom het hy nie verdien om 'n venster te hê nie. Hy was opgespoeg, hy was gevloek, hy was seer gemaak, te nagekom. Paulus was nie op 'n vakansie nie.
Dit was nie altyd net lekker nie. En bo dit alles was daar mense in die tronk bo hom ook gewees. En daai gat was hulle toilet gewees, wat van bo afkom. So, Paulus het gestink. Jy kan vir jouself dink, hoe stink 'n toilet baie keer? Hy het gestink. Dit was haaglike omstandighede gewees. Dit was nie lekker nie. Maar nogtans skryf hy hierdie volgende woorde in Filippense, terwyl hy in hierdie haaglike omstandighede is. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat pryswaardig is, watter deeg of lofwaardigheidssaak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle gaan doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Net weer daar in vers 5, die Here is naby. In 'n plek waar daar eintlik geen hoop is nie. In 'n plek waar daar eintlik regtig geen vrede, geen vreugde, geen liefde, geen genade is nie. Kom Paulus en hy skryf oor vrede en vreugde en liefde en hoop. En hy sê, moet nie bekommerd wees nie. Paulus skryf nie hier oor 'n gevoel of 'n emosie nie. Hy sê nie wees altyd vrolik of voel altyd gelukkig nie. Hy sê verbly julle altyd in die Here. Dis nie 'n emosionele ding waaroor hy skryf nie. Hy skryf oor lewenskeuses. Hy skryf oor gevestigde geestelike ritmes. Waaraan hou ek vandag vas? Dis waaroor hy skryf. Wat kies ek om vandag te sien? Kies ek om vandag vanuit my omstandighede uit te leef? Of kies ek om vandag te sien, maar God is binne in my omstandighede? Binne in die sleg, binne in die onseker. Daar is Jesus. Daar is God. En ek wil dit graag in 5 verskillende punte noem, waarvan die eerste is, vreugde lê nie in my omstandighede nie, dit lê in die feit dat God naby aan my is. Toe die engele vir die eerste keer aan die herders verskyn het, was die herders vol vrede gewees. Nie omdat alles nou ewe skielik reg verloop nie. Nie omdat alles nou ewe skielik reg is nie. En al die swaar en al die verdruk ewe skielik net afgevee word nie. Hulle kan vrede ervaar want God is naby. God kom af aarde toe, hy kom lewe onder die mense en daarom het hy hoop. Jesus was mens gewees, net soos ek en jy vanoggend mens is. Ek praat in die week met iemand wat vir my sê,
Jesus het ook gevoelens gehad. So baie keer voel ons mag net al die mooi en positiewe gevoelens hê en ervaar. Maar selfs Jesus het ook kwaad geraak. Selfs Jesus het ook vrae gevra. Selfs Jesus het aan die einde gevra, my God, hoekom het U my verlaat? Hy was net soveel mens, met net soveel emosie, soos wat ons vandag is. En dit is wat hom so merkwaardig maak. Dat ten spyte van al die menslike emosies, hy hierdie God is wat naby is. Hierdie God is wat verstaan. Hierdie God is wat binne in ons lewe en instaan vir ons by sy Vader. Wat vir ons sondes op die ou end aan 'n kruis gaan hang het, want hy het verstaan. Hy het die swakheid, die tekortkominge, het hy verstaan. En hy verstaan dit nou nog, en nou nog sit hy aan die regterhand van God, en hy tree vir ons in. Die Here is in ons. Die oomblik toe God vir Adam en Eva gemaak het, het hy asem in hulle ingeblaas. Meer as dit kan God nie binne in jou wees nie. Die eerste oomblikke van 'n baba se lewe word daar asem in hulle ingeblaas en hulle begin huil. God is reeds binne in jou. Neem dit aan. Leef dit. Dit gaan nie oor my omstandighede nie. My omstandighede is deel van die lewe. Maar dit gaan oor wat maak ek met my omstandighede. Kies ek om te sien, maar God is naby. Kies ek om dit te onthou. En dit bring my by die tweede punt wat sê, hierdie vat 'n bietjie werk. Paulus gebruik woorde soos verbly julle, laat julle vriendelikheid bekend word, moet oor niks bekommerd wees nie, bid oor alles, dink aan dit wat waar is. Moet nie bekommerd wees nie. Dit word so baie aan die Bybel genoem. Maar dis iets waar ons die meeste mee sukkel. Ek en JC praat hierdie laaste week oor hierdie jaar. En een van die temas wat die meeste voorkom in ons persoonlike verhaal hierdie jaar is bekommernis. Bekommernis oor môre. Bekommernis oor volgende jaar. Die onsekerheid. Temas wat in ons lewe inkom en die hoofbron daarvan is bekommernis. Dit vat ongelooflike inspanning en werk. Oefening, repetisie. Dit kom nie altyd net maklik nie. Dit is moeilik want ons raak angstig. Ons raak negatief. Ons raak gefokus op ander goed, ander waarhede. Om negatief te raak is een van die maklikste goed in vandag se lewe om te raak. Kyk bloot nuus, loop bloot by hierdie deur uit. Dis hoe maklik dit is. Dalk sit hier vandag sommer net iemand in die gemeente wat jou negatief maak, so jy is sommer negatief terwyl jy hier sit. Negativiteit is maklik. Om vasgevang te word in hierdie negatiewe atmosfeer is maklik. Maar wat kies ons om te doen binne-in hierdie negatiewe atmosfeer? Saam met hierdie gesprekke wat ek en JC hierdie week gehad het nog 'n ding opgekom en dit is dat Kersfees nie meer is wat Kersfees was toe ons groot geword het nie. Ek onthou as kind as jy by 'n inkopiesentrum ingeloop het, was daar kersbome, kersmusiek, kersomgewing, die kersgevoel. En hierdie jaar, eintlik al 'n paar jaar,
is dit nie meer die geval nie. Jy hoor so hier en daar 'n Kersfeesliedjie, so hier en daar is iets opgemaak, maar dit voel half, dis meer besigheid, as 'n diep ervaring. Kersfees is in die sakewêreld, maar op 'n ander manier. Kersfees is nou in die huise. Kersfees is nou in ons harte. Kersfees is nou wat ek kies om dit te maak. Hoe ek kies om Kersfees te sien. Hoe ek kies om Kersfees hierdie seisoen te oefen. 'n Ander tipe manier van Kersfees as waarin ons al die jare gewoond was. Dit bring my by die derde punt en dit is, hierdie vreugde is 'n keuse. Dit is 'n deurlopende ding. In alles. Die hele tyd. Dit is 'n keuse. Iets wat ek nooit voorheen verstaan het voordat ek getrou het, is iemand het vir my gesê, hulle kies om hulle vrou elke oggend lief te hê. Dit het nooit vir my sin gemaak nie. Nou maak dit vir my sin en nou vra ek myself die vraag af, wat kies ek om vandag te doen? Waarmee kies ek om vanoggend op te staan? Vanoggend die dag in te gaan? Jou uitdagings is daar. Jou omstandighede is daar. Daar gaan iets baie drasties moet gebeur, dat jy teen die 25ste Desember nie meer in dieselfde omstandighede sit nie. Daar gaan iets drasties moet gebeur. Maar God is daar. God is naby. Hy's 'n keuseweg. Wat kies ek om vandag in my hart rond te dra? Wat kies ek om in hierdie feesseisoen meer in te gaan? Dit is deel van ons keuses. God sê in die Bybel, ek staan voor die deur van jou hart en ek klop. Wie ook al vir my oopmaak, daar sal ek ingaan. Bloot omdat ons Christene is, beteken dit nie, ons het vir hom die sleutel gegee tot ons lewe nie. Wat kies ek? Watter keuse maak ek hier? Dis maklik om hierdie keuse te maak as dit goed gaan. Dis moeilik om hierdie keuse te maak as dit sleg gaan, as daar bekommernisse is. Wat is my keuse vanoggend? En dit het te doen met ons gedagtes. Dink aan alles wat waar, eerbaar, rein en pryswaardig is. Nie ignoreer die seer nie. Hy sê voel. Wees oop met jouself, wees eerlik met jouself in jou oomblik. Wees eerlik oor jou omstandighede. Sien God raak. Sien dit wat waar is. Moet nie net hierdie lewe gaan en alles ontken nie. Erken dit. Maar weet dan ook, dat binne in daai erkenning, lê die bron van lewe en dit is God. Die asem wat binne in ons is, die krag wat binne in ons is, kies om dit te gebruik. Laat jou gedagtes begin anders dink. Sodra jy wil na die negatiewe toe gaan, sê, my God is groter as hierdie omstandighede. My God is groter as hierdie uitdaging. Dink anders. Laat jou gedagtes toe om na 'n positiewe plek toe te gaan. Ons kan nie verwag om vreugde in ons harte te hê
as ons aanhou om ons harte te vergiftig nie. As ons aanhou om in ons harte al hierdie onreine goeders in toe te laat nie. Wat 'n vreugde is daar dan nog oor? Plek vir vreugde laat ons dan nog oor. Die 5de een is so maklik soos doen dit. Dit is so maklik, doen dit net. Stap hier uit en wees net vrolik. Stap hier uit en dink net anders. En dan kom Maandag. En dan kom Dinsdag. En teen Woensdag het ek al vergeet wat het ek Sondag gehoor. Oefen, oefen, oefen. Totdat ek dit eendag net bloot kan doen. Geloof is nie net iets wat daar buite is nie. Geloof is nie net iets wat ek op 'n Sondag gou vinnig net kom my pakkie by die kerk net gou by mekaar kom maak nie. Geloof is daar buite. Geloof is wat kies ek om daar buite te doen. Geloof is 'n werkwoord. Geloof is 'n aanhoudende opstaan, jammer sê, verder gaan. Geloof is om op God gefokus te wees. Geloof is om seker te wees, God is naby. Geloof is om vreugde te hê, al is ek in 'n tronk. Hoe ook al ons tronke vanoggend lyk. Hoe ook al my hart se tronk lyk, my gedagtes se tronk lyk. Hê vreugde binne in jou tronk. Hê vreugde binne in jou omstandighede. Begin hier binne. Begin hier bo. Begin met wat hier uitkom. En ons gaan val. Ons is nie perfekte mense nie. Jesus het ook geval. Jesus het ook baie keer die verkeerde keuse gedoen. Jesus het ook baie keer kwaad geraak en tafels in die tempel omgegooi. Maar sy verhouding met God was sterk genoeg dat hy geweet het, wat ook al my omstandighede, wat ook al my martel, wat ook al my kruis, God staan sentraal daar binne. God staan sentraal binne in Kersfees. Al voel hierdie dalk nie vir julle soos 'n Kersfees jaar nie. Begin binne. Begin vra, waar is my vreugde? Wat steel my vreugde vandag? En my afsluitwoorde is doeteenvoudig. God is binne in my. God se asem is binne in my. En daarom het ek krag om hierdie laaste entjie van hierdie jaar en Kersfees ingesluit, in te mag gaan met 'n goddelike vreugde. Amen. Liewe Vader, ons is voor U, ons buig ons hoofde en ons kom dank U. Here, ons lig ons stemme op en ons kom sê vir U, vergewe ons. Vergewe ons tekortkominge. Vergewe ons gedagtes. Vergewe ons stonge. Vergewe ons in die omstandighede waar ons nie hierdie week gedoen het, dit wat goeie Christene moet doen nie. Here, kom en lei ons na 'n plek van rus. Veral in hierdie laaste entjie van hierdie jaar, met Kersfees wat voorlê.
Here, sodat ons werklik op U gefokus kan wees. Here, sodat ons U kan raak sien. U kan hoor. Dat U tasbaar sal wees binne in ons lewens in hierdie volgende tyd. Here, waar ons weet, tussen Kersfees en Nuwe Jaar, is daar een of ander switch wat afgaan en ons raak positief vir volgende jaar. Here, wil ek vir U vra, kom en herstel ons gedagtes, dat dit wel die geval sal wees. Here, dat hierdie jaar ons nie so seer gemaak het, dat ons nie U kan sien binne in volgende jaar nie. Here, wees by ons in hierdie feesseisoen, waar ook al ons is, en watter ook al se omstandighede ons is, dat ons sal weet, U is daar. U los ons nie vir 'n oomblik alleen nie. In U vind ons krag om voort te gaan. Here, dankie vir U liefde en U genade. Amen.